dit nie. Ek moet sê, my hart was baie seer, toe ons nie huis toe is. Dus ek wakker gebly maar wat vir my fantasties was van dit alles, is dat mense net weer na jou hart gaan kyk. Het gesê, Here, ek is so lief, soos wat ek sê ek. Het ek die mense werklik so lief, soos wat ek dink. Respekteer ek my man, soos ek moet. Beskerm ek my kinders, soos ek moet. Here, daar waar jy my geplaas het in hierdie tyd, Here, werk ek asof ek vir U dit doen. So vergeet dit baie keer. So vir my was dit 'n kosbare tyd. En soos ek sê, ek was baie hartseer, ek is nog steeds hartseer, maar ek weet die tyd is baie, baie naby. En toe die Here vir my hierdie woord gegee ook, toe ek na die woord gekyk en besef, want die Here het eintlik vir my 'n beeld gegee, en as julle Jeremia ken, dan weet hy dat die Here vir hom gevra het, wat sien jy? En hy sê, hy sien 'n kokende pot, wat besig is om te kook. Nou dit spreek van onheil, dit spreek van oordeel, en dit spreek tot 'n beëindiging van sekere dinge. En ek ervaar in my gees dat dit was 'n terrestriose. En baie van ons het nie geslaag. So die woord wat die Here vir my gegee het, 'n lyn getrek in die sand. Jy weet, ek weet nie of jy op skool, dan trek die seuns hier 'n lyn en jy kom net 'n bietjie hierdie kant toe. Kom net 'n bietjie hierdie kant toe, dan wys ek vir jou. En dit is basies wat die Here sê, daar's 'n lyn getrek. Dat 'n geestelike skeiding plaasgevind en dis 'n nuwe seisoen. En ons mag kyk na ons lewe sê, Here, maar ek het vir ons 'n woord gegee, maar dit het nog nie tot vervulling gekom nie. Weet jy, staan vas. As die Here vir jou 'n woord gegee het, sal dit so wees. So 'n lyn getrek in die sand, en ons lees in Openbaring 3, vers 14 tot 21. Die 7de brief aan die gemeente van Laodicense, die kerk waarin ons nou is. En skryf van die engel van die gemeente van die Laodicense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou dat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspuug. Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. En wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek sal my deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op sy troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Openbaring 3 vers 15 en 16 sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Weet jy, ons verklaar so vinnig dat ons kinders van God is, maar waar is die vrugte? So, ek het 'n klip gesien en my so geraak, maar dit is van die professor wat in die lokaal inkom, klomp studente wat voor hom sit. En hy wat staan voor die een dametjie en hy sê vir haar, pak jou boeke op en stap, en ek wil jou nie weer sien. Net so, nie vir iets gevra nie, niks nie, hy het tot voor haar gestap en sê, vat jou boeke, verlaat my vertrek en ek wil jou nie weer sien. En hy gaan aan met die klas. En al die studente is besig met hulle lesings. Totdat hy vra, dink julle ek was regverdig om dit te gedoen? Dink julle ek het die reg gehad om net vir haar te sê, staan op
en loop uit. En dan sê nee, dit was nie regverdig. Hy sê, maar hoekom het julle niks gesê? Hoekom het julle niks gesê nie? Hy sê, want dit het nie julle geraak. Dit was nie jy wat uitgejaag is. Dit was nie iemand naby jou wat uitgejaag is nie. So julle het dit nie aangetrek nie, want dit het niks met julle. En dis wat ons sien in vandag se dag. Ons sien mense met nie 'n korsie brood in hulle kaste nie, maar ons doen niks daarom nie, omtrent nie, en ons gaan eet dalk in die duurste restaurant. Ek sê nie ons doen dit nie, ons gaan definitief nie. In die duurste restaurante met 'n vreeslike bedrag geld, sonder om 2 keer te dink. Ons sien iemand seer en stikkend en ons loop verby, want dit raak my. Ons sien iemand sonder klere of nie eers 'n jas in die reën loop nie, en ons doen niks daaromtrent nie, want dit raak my nie. En dit is wat die Here sê, hy teen sy kerk het. Hoe lyk hierdie louwarm kerk? Trots, selfvoldaan, godsdienstig trots, bewus van 'n eerbaarheid of respek en 'n onkunde oor hulle eie toestand. Lyk dit nie soos die eindtyd kerk? Ons het baie mense wat baie mooi godsdienstige dinge kan aanhaal en op hulle page sit, hierdie versie, maar as jy hulle daar buite sien, kan jy nie glo dis dieselfde persoon. Het die een het nou hoeveel keer gesê, ons is 24 uur op diens as kinders van God. Die oomblik as hulle sien daar's 'n versie teen jou muur by jou lesenaar, dan word jy anders geoordeel as al die ander mense. Want kyk nou weer wat het daai kind van God gedoen. En ons praat, maar ons walk nie die walk nie. Weet jy, ons sê baie keer, ons kinders moet luister wat ons sê, maar nie doen wat ons sê. Is dit nie verkeerd nie? Paulus sê, volg my soos ek Christus. Nie soos ek gevolg wil word nie, soos ek Christus volg. En miskien het ons weer nodig om daai bandjie te begin dra. What will Jesus do? Wat sal Jesus doen? Want ons lewe in 'n wêreld wat ongeërg is teenoor almal en ons tree dieselfde. Ons stop by die robot of die lig en daar's 'n man met 'n plakkaat. Kyk vinnig vir hom, nou kyk. Iemand kom aan jou kar toe aangestap, jou venster is oop, miskien draai hom vinnig toe. Of as hy jou vra vir iets sê jy het nie, maar jy weet in jou beursie is daar finansies. Jy weet dalk selfs in jou deur is finansies. En weet jy, dink miskien daai R2 is niks nie, maar daai R2 maak dalk daai verskil dat hy brood kan koop. Maar onmiddellik begin ons oordeel en ons sê, maar hy gaan tog net drank koop. Nee, nie almal koop drank. In hierdie week kom daar 'n Uber-drywer aan. Een van sy ou dames, het haar selfoon in die Uber vergeet. En hy kom daar in en hy sê, weet jy, ek hierdie ou dame daar, jy toevallige ou dame kom, maar dit was sy. Hy sê, hy is besig om vir haar te soek, hy sê, want sy moet dit nodig hê. Is hy nie daar by ons? Onmiddellik sê een van die dametjies toe hy weg is, weet jy kry dit mos nie, hulle is almal skelm. Ek sê vir haar nee, in jou naam gebruik nie. Ek sê, hier het jy ons nou gesien, die man ingekom om te kom soek vir iemand. Die een sê altyd vir my, as ek sê, iets sê, dan sê hy, nee, nie allemaal is dieselfde nie. Jy kan nie sê, alle mans is vrouwenslaners of rondloopers nie. Jy kan nie sê, elke vrou is 'n slegte ma nie. Jy kan nie sê, elke kind is 'n rebels en ongepoets en kan nie groot gemaak word. Maar dis wat ons doen. En omdat ons dit doen, bou ons daai muur, weet wat ons, dit raak my nie. Dit raak my nie aan. Met dan 4-jarige dogtertjie wat verkragt en half doodgeslaan is, ek dink sy is student nie.
Ek meen, daai bier het gesê, hulle het vir dae lank oor huil, skree van die pyn, maar niemand het gaan kyk. Niemand het die polisie gebel nie. En dit is 'n aanklag teen ons as kinders van God. Want as ons die liefde van Jesus in ons het, moet ons bekommerd wees. Gaan klop net aan die deur en sê, ek hoor 'n kleintjie lyk, kan ek miskien help? Kan ek miskien na 'n dokter toe van, miskien kan nie by die dokter uitkom, maar doen net iets. Want die oomblik as jy voel dat daar iets nie reg is nie, dan is dit die Heilige Gees wat vir jou sê, kind van God, ek rig jou nou op om te gaan kyk wat is fout daar. Maar ons maak dit raak my nie. 2 Timoteus 2 vers 2 tot 5. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, nie? Trots. Jakobus 4 vers 6, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Ons is so trots. Niemand moet van my verskil nie, ek is altyd reg. Dis 'n verskriklik, ek meen, dit is wat Lucifer gedoen het. Hy was trots. Hy het gesê, ek sal my troon bou en ek sal dit bou, hoër is die Allerhoogste, sodat ander my sal aanbid. Geldgierig, Openbaring 3 vers 17, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is. Grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, maar liefhebbers van genot, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, 'n gees van godsdienstigheid. 'n gees van godsdienstigheid. Ek weet van die woord van God sê. Ek pas dit alles toe. Weet jy, ek pas dit nie alles toe. Ek probeer. En miskien is jy beter as dit, maar ek moet elke dag sê, Heilige Gees, help my. Miskien het jy nie nodig om te doen, maar ek het nodig om dit te doen. Matteus 23 vers 3 tot 5. Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou. Hy praat van die Fariseërs en die Sadduseërs. Onderhou en doen dit. Maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, wat hulle praat en doen nie. Want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie. En hulle doen al hulle werk om deur mense gesien te word en hulle maak hulle gedenksels breed en die some van hulle klere groot. Hoeveel mense sit in die kerk en hulle kan die regte woorde sê, maar hulle hart, en die Here sê, hulle hart is ver van my, hulle eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my. Maar die krag daarvan verloor en keer jou ook van hierdie mense af. Hoe lyk die kerk wat Christus voor gesterf het en voor terugkom? Hoopelik vinnig. 'n intieme verhouding. Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Wat sê Jesus toe Martha kom kla, omdat sy al die werk doen, maar Maria sit aan Jesus se voete. Hy sê sy die beste plek is. Moenie dat jy besig wees, so besig wees, dat jy nie by Jesus se voete kan sit. Weet jy, ons het besige lewens, maar ons kan erken, dat daar meer tyd is om aan God te spandeer, as wat ons spandeer. Maak tyd om tyd met hom te spandeer. En die teenwoordigheid is daar volheid van vreugde, dis wat die woord vir my sê. In sy teenwoordigheid is daar wysheid, is daar lewe vir altyd.
Voel jy nie beter as jy daar opstaan, jy mag moeg gevoel het, maar as jy opstaan het jy nuwe krag. As jy bedruk gevoel het, al het niks verander in daai oomblik, jy staan jy op en dan 'n vreugde in die binnekant van jou en jy weet, ek kan weer staan. God sal my dra. Matteus 1:28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus. Jy kry net daai rus en daai vrede by die Vader se voete. Matteus 6:6, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer. Dis intiem. Dis one-to-one. Here, wat wil U vandag vir my sê? Here, wie is daar wat jy op my hart lê vandag, wat ek moet aanraak? Wat ek net moet sê is lief. En dis waar jy dit kry, in jou binnekamer. Geestelike rykdom, dis wat die kerk van ons het. Openbaring 3:18, ek raai jou aan om vir my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word. En wit klere, sodat jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Galasiërs 5:20, maar die vrug van die Gees is liefde. Waar is ons liefde? Ek het hierdie week, nee, is eintlik seker die afgelope 3 weke, het ek groot geestelike leiers met soveel haat en verneem gehoor praat oor ander. Ons wat liefde moet wees, omdat hy liefde is. Hoe praat ons van ander mense as hulle nie naby ons is nie? Kom ons bid vir hom. Weet ek wie jy net gaan vertel van daai persoon, weet jy sodat ons vir daai persoon kan bid? Nee, dit is skinder. Dit is skinder. Kom ons bid vir so. Hulle hoef nie die ins en outs te ken. Liefde dra, dit bedek. Wat sê dit wat doen liefde alles? Dit hoop alles, dit glo alles, dit bedek alles. Liefde. Is dit nie een van die eerste dinge wat God in ons harte geplaas het nie? Liefde. Die woord sê, hy het sy liefde in ons geplaas, sodat ons hom kan lief hê. Ons kan dit nie in onsself doen nie. So blydskap, waar is ons blydskap, mense? Ons sit so met gesigte, wat mense wonder, weet jy, waar is ons blydskap? Hierdie blydskap, ek het hierdie week so blydskap gehad. Tot donderdag, blydskap. Waar is dit? Weet jy, as jy net buite loop en jy dink net 'n bietjie, hoe goed is die Vader vir ons? Hoe goed is hy? Jy kyk na jou kinders en jy besef wat doen die Here in hulle lewens en ons blydskap. Daar's blydskap omdat hy jou weer wakker gemaak het en sy seël op jou geplaas het en jy weet vandag gaan jy nie net alleen uit hierdie wêreld in, maar jy gaan met die volle godheid saam met jou. Jy het backing. Jy het jou eie bodyguards wat saam met jou gaan. As ek praat nie asseblief ligsinnig nie. Ek meen net, ons het God met ons. Sy engele gaan met ons. Lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. 1 Korintiërs 1:4 sê, ek dank my God altyd oor julle, vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte aan hom ryk gemaak is. En dis nie net geestelike rykdom nie. Hy het arm geword sodat ons ryk kan wees. Hy gee vir ons krag om rykdom te bekom. Dis vir die woord van God vir my sê. En elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle. Ons het alle kennis, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie. Daar's niks wat jy nie nodig het nie, wat God reeds aan jou voorsien het nie. Geestelike kleding, Openbaring 3:18, ek raai jou aan om van my te koop goud, praat in dieselfde, en wit klere dat jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar kan word nie. 2 Korintiërs 5:20, ons tree dan op as gesandte van Christus, asof God deur ons
deur ons vermaan. Ons bid dat julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het, en sonde vir julle gemaak, sodat julle kan word geregtigheid van God in hom. Ons is bekleed met Christus. Ons is in hom. Sy lewe is in hom en ons is in hom. Ons is bekleed met Christus. Sy geregtigheid, ons is bekleed met sy geregtigheid. Nie ons eie vuil geregtigheid nie, sy geregtigheid. Want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Geestelike visie. Openbaring 3 van vers 18 sê hy, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Efesiërs 1:15-20, dis vir my die kosbaarste stuk. Hy sê, daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die Here van ons, die Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. So die Here bly my hierdie week herinner aan hierdie pot, wat net kook en kook en kook. En ek sê, Here, wat beteken dit alles? En die Here sê, die einde is naby. Die einde is naby. Want as jy kyk, ek meen, wanneer het ons van al hierdie vreeslike dinge gehoor, wat mense aan ander mense doen? Daar is net nie liefde. As ons om ons kyk, elke dag is daar 'n aardbewing, is daar 'n tsunami, is daar een of ander threat van 'n land teen 'n land. Ek nou hierdie week, ek het nou nie gaan bevestig nie, ek hoor Israel val nou vir Gaza. Mense, ons het nie meer tyd om kerk te speel nie. Ons het nie meer tyd om te sê, Here, ek sal nog reg maak nie. Maak nou reg. Die pot is besig om oor te kook, en as hy tintel, dan is dit verby. En sê, ons moet waaksaam wees. Die Here sê, ons moet waaksaam wees en reageer op God se stem. Luister wat God vir jou sê. Dis miskien nie nou die einde van die wêreld, wat dan nie ons kom weer haal nie, maar dan gaan aanval op ons as kinders van God kom soos nog nooit van tevore nie. En as jy nie waaksaam is nie, en as jy nie luister na die stem van jou God nie, sal jy nie staande bly nie. Hy sê, Johannes 10 vers 27 en 30, maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie. So praat hy nou met die ander ouens. Dan sê hy, my skape luister na my stem, en ek ken hulle en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dan sê hy, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Niemand kan hulle uit my hand ruk nie, en niemand kan hulle uit die Vader staan. Is jy in sy hand? Is jy in hierdie tyd gereed om te sê, Here, ek het alles weggegee, alles, niks is meer my eie nie. Here, wat wil U moet doen? En is ons bereid om te sê, ja, as hy vir ons iets vra om te doen, wat dalk nie gemaklik is nie, wat dalk jou geloof gaan 'n bietjie stretch, jou finansies dalk gaan stretch, maar is jy bereid om te sê, Here, hier is ek, kom ons staan. David sê, jy grond my o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Weet jy, partykeer, ek het die storie ook hierdie week gehoor, maar hulle vertel dat in 'n kerk het iemand
is toe dood. Skat is dood. En dan kry die paramedics uit, dis 'n grappie hoop. Kry die paramedics uit om die persoon te kom verwyder. En hulle het 50% van die kerkdeur uit by die deur uit. Is dit jy? O, Vader, help ons. Vader, dankie. Dankie, Here, dat ons voor U kan staan en ons weet, Here, hierdie woord is nie net vir ons nie. Ons het nodig om dit uit te dra. Here, want ons moet gereed wees. Here, as die pot dan besig is om oor te kook, en al die lelik in die wêreld, Here, wat die woord sê, alles wat die mens bring is net sleg. Here, dat ons harte sal ondersoek. Here, ondersoek of ons nog in ons geloof is. Ondersoek of ons nie nog lief het, Here. Ondersoek of ons nog op die plek is waar U wil hê ons moet wees. Here, dat ons U lief het soos nog nooit vantevore. Dat ons die woord eet, Here, sodat dit soet sal wees. Here, dat ons onsself besig hou, Here, met die dinge van U, Here. Met U mense, met ons aanbidding, met die woord, Here, sodat ons sterker en sterker sal word. En Here, as U ons wil gebruik, wanneer hierdie revival uitbreek, Here. Vader, dan wil ek voorstaan en sê, Here, gebruik my. Hier is ek, gebruik my. Alles vir U, Here, sodat U geseën sal word. Ons bid in die magtige naam van Jesus. Amen. Dit was nou